Goeiemôre. Dis altyd so lieflike voorreg as ek u kan groet in die naam van Jesus. Weet jy, daar's geen groter naam waarin ek u kan groet nie. Baie welkom en hartlik goeiemôre. Kom ons luister. Wat het die Gees van God vandag vir ons instoor? En soos ek vir u baie kere sê, daar's net iets wat die Heilige Gees in my hart deponeer. En ek weet, dit is vir 'n man en 'n vrou daar buite vandag, om hierdie woord te hoor. Ek wil 'n kort storie vertel, van 'n gebeurtenis, 'n klompie jare terug gebeur het, wat ek by 'n ander gelowige hierdie storie gehoor het. Die storie is so dat 'n man het eendag, of het op 'n stadium in sy lewe, het hy sy hart verhard. Hy het ophou lief kry. Hy het sy werk verloor. Hy het kwaad geraak. Hy het altyd kwaadaardig rondgeloop. Hy het kop onderste bo geloop. En een oggend, en hy is natuurlik kwaad vir die Here ook. En een oggend raak hy wakker. Maar in sy hart het hy hierdie behoefte om net in 'n kerk te kom, om net tussen gelowiges te kom, om net die onderlingse samekomste van gelowiges te versuim nie. En hy haas daai spesifieke Sondagoggend, haas hy na sy naaste kerk. Sy klere is vuil, sy hare is deurmekaar, hy's ongeskeerd. Hy lyk grof, hy lyk absoluut verlore. Maar toe hy by die kerk instap, preek die pastoor oor vergifnis. En met sy inloop, wat hy naby die kerkbanke kom, hoor hy hierdie woord en hy val op sy knieë. En hy verneder hom in nederigheid voor die aangesig van die Here. En hy sê, Here, ek is nie goed genoeg nie. Maar Here, ek weet, U is goed genoeg in my. Weet jy, en ek wil na die woord toe gaan vanoggend, Efesiërs 1, vers 12 en 13, wat die volgende sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Hierdie man het voorheen die Here gedien, maar hy toegelaat dat omstandighede om hom weglei, en dat hy nie in die gees van die Almagtige God, die gees van waarheid volhard nie. En sy hart het kliphard geword. Hy het nie meer 'n vleeshart gehad nie. Hy het nie meer mense lief gekry nie. Daai dag loop hy uit die kerk uit, en kort voor lank, toe bel een van sy ou werkgewers en sê, weet jy, ons het jou dienste nodig, kom werk weer vir ons. Sy dogter bel hom en sê, Papa, ek wil weer 'n bietjie tyd met jou spandeer. Weet jy wat, hierdie dinge gebeur, wanneer ons voor die Here verneder, wanneer ons sê, Here, ons kan nie meer nie. Maar ons weet, U is ons krag, en U kan dit in ons doen. En ons volhard in die Heilige Gees, ons volhard in die woord van die Here. Ons bid gereeld, sonder ophou. Ek laat hierdie woord by u, Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord seëngroete, en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.